Christus woon in my, die hoop in my, van heerlijkheid tot heerlijkheid, allemaal saam van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander, van heerlijkheid tot heerlijkheid, deur die gees van God binne my, van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander. Christus woon in my, die hoop in my, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Here straal, die liefde deur my. Here straal, u blydskap deur my. Ek weerkaats die lig binne my, die hoop van heerlijkheid in my. Here straal, die liefde deur my. Here straal, die blydskap deur my. Ek weerkaats die lig binne my, die hoop van heerlijkheid in my. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, deur die gees van God binne my. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander. Christus woon in my, die hoop in my, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Here straal, die liefde deur my. Here straal, die blydskap deur my. Ek weerkaats die lig binne my, die hoop van heerlijkheid. Laaste maal van heerlijkheid, heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, deur die gees van God binne my. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, word ek elke dag verander. Christus woon in my, die hoop in my. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, Christus woon in my. Christus woon in my, die hoop in my. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. En as jy in hierdie plek is om te transformeer, dan sê jy amen. Prys die Here. Almagtige God en hemelse Vader, rots van die eeuwe, vanmorgen is daar weer eens niemand soos U nie, Here. Daar's niks en niemand wat met U vergelyk kan word nie, Here. Ons is hier vanmorgen om weer eer aan U te betoon, omdat U 'n goeie Vader is, Here. Nog nooit het U ons in die steek gelaat nie, nog nooit het U ons begewe of verlaat nie, Here, want die kinders sal U nooit verlaat nie, Here. Ons loof U, omdat ons weet vanmorgen is ons hier met 'n dankbare hart, Here, om weer eens iets te ontvang, Here, wat U vir ons wil kom
kom leer en bemoedig mee, Here Vader. En ons dankie dat ons hier met open harte is vanmorgen om te ontvang, Here. Ons is nederig, Here. Ons is honger, ons is dors, Here, vanmorgen. Vir meer van U vanmorgen, Here. Ons wil onsself net aflee, Here, in een kant toe stoot, Here, en ons wil U optel, U oplig vanmorgen in hierdie plek, Here, want ons besef alles gaan vanmorgen weer eens oor U, o Lam van God, Here. Ons loof U, ons sal nooit vergeet om U te prys en die eer aan U toe te swaai nie, want U verdien dit, Here Jesus, Here. Kom ontmoet elkeen van ons vanmorgen in hierdie plek, Here. Ons dankie vir 'n vars ontmoeting met U, Here. Dat ons, Here, sal ervaar U krag en van die Heilige Gees in hierdie plek vanmorgen, Here. Here, dat ons sal beweeg van heerlikheid tot heerlikheid, Here. Kom straal vanmorgen U liefde uit oor elkeen van ons gemeentelede wat vanmorgen hier is, en so ook aan elke kyker wat, Here, aanlyn kyk, Here. Here, dat hulle ons, Here, dat elkeen van ons iets sal ontvang uit die woord uit vanmorgen. Ek wil bid vir Pastoor Clem wat die woord gaan bedien, Here. Dankie dat U sy lippe salf, Here. Here, dankie dat U homself lei in hierdie diens vanmorgen, dat hy nooit, Here, uit homself uit sal spreek nie, Vader, maar dat dit sal spreek soos U wil hê en soos U op sy hart gelê het, Here, om die volk te bemoedig, Here. Seën hom in die naam van Jesus Christus, Here. En ek bid, Here, vir elke, Here, een wat aan spits is van sake, elke orde, Here, Vader, elkeen wat iets doen vir U vanmorgen, Here. Elke afdeling, Here, sal geseën wees in hierdie diens vanmorgen, Here. Ons wil ook, Here, elke vloek, elke houvas, elke, Here, plan van die vyand kragteloos maak. Ons bestraf sy werke in die bonatuurlike naam van Jesus. Hy het nie 'n houvas, hy het die sê in hierdie diens vanmorgen, Here. Ons weet U is hier om ons te seën en te lei in alle waarheid. Die Heilige Gees, seën ons, Here. Here, ek bid, Here, dat U elkeen wat ook gaan saai vanmorgen, elke offerande, elke tiende, Here, elkeen wat gee, Here, dat U elkeen van ons harte sal seën en dat ons dit sal doen met 'n regte wyse en op 'n regte manier, Here, met die regte gesindheid, Here. En ons loof U en ons prys, Here, soos ons gaan in lof en aanbidding vanmorgen, Here. Here, dat dit ontvanklik van U sal wees, Here. Dat dit 'n lieflike geur vir U sal wees in die naam van Jesus, Here. Ons wil U loof en prys daardeur, Here. En ons wil sê, Here, U verdien die lof en die hoogste prys vanmorgen. Seën hierdie diens, Here. Ons gee alles totaal en al in U hande oor. Is my gebed in Jesus naam, Here. Seën ons met baie danksegging. Amen en amen. Thank you. Hallelujah. Met my mond sal ek sing om hulde te bring.
Thou art welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Come on, sing it, church. Holy Spirit, and the Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace,
art welcome in this very place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome in this place. Hallelujah. Hallelujah. Can we just stay in the moment of worship? Let us be grateful for another year. Thank you, Jesus. Let us open our hands and receive Him. And let's just say, Holy Spirit, rain down, because you know our desires. Oh, hallelujah. Holy Spirit, rain down. Rain down. Oh, Comforter and my friend, how we need your touch again. Holy Spirit.
Oh, come, Holy Spirit, we need you. Oh, come, sweet Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Come, say, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. saggies saam. En Holy Spirit, I need. Come, sweet Spirit, I pray. come in thy own
Neem u sitplek in. Ek is so bly Tannie Hepsibas vanmôre is saam met ons. Sy het nou vir my gewys, sy wil net vinnig kort ietsie sê. Geef haar 'n hande klap, ek is so bly sy is hier. Die Here het haar uit 'n siekbed uit opgetel en sy het groot operasies gehad en ons dank die Here vir haar herstel. Baie dankie. Ek wil eers vir die Here baie dankie sê vir die groot voorreg om vanoggend weer hier te wees, saam met al die broers en die susters. Ek besef nie wat 'n voorreg, ek voel ek wil dit net graag vanoggend sê. Jy besef nie watter voorreg dit vir jou is, dat jy in die huis van die Here mag wees nie. Ons kan so maklik, as ons 'n hoofpyn het, ag nee, wat ek gaan nêrens sien, ek bly net hierso. Ek drink maar 'n Panado, maar vanoggend wil ek dankie sê aan die Here vir elkeen wat vir my gebid het, vir elkeen wat vir my ingetree het by die Here. Ek wil net ietsie klein sê wat ek dink baie belangrik is. Ons het nou 'n nuwe jaar ingegaan, die jaar 26. En in hierdie jaar wil ek vooruit sê, wees versigtig. Wees ook versigtig as dogter en seun van God. Pas op vir die vyand wat daarop lê en loer om God se kinders skade aan te kan doen. Daar's baie kinders van die Here wat ek gehoor het in hierdie jaar oorlede is in 2025, wat baie jonk is. Daar's die wat ouer is, maar daar's die wat ook jonk is. Daar is die wat siek is, nog steeds siek is, in hospitale lê. Dat ek verstom staan oor, Here, wat is besig om te gebeur in die huis van die Here? Wat gebeur met ons? Ons moet waaksaam wees, dit is wat God van ons wil hê, waak en bid. Waak en bid. So as jy na hierdie huis toe kom, wil ek sê, waak en bid. Hierdie jaar is 'n jaar wat vir ons baie belangrik is, en ons as kinders van die Here, as ons by mekaar kom, kan 'n magtige krag opwek, waarin God groot en kragtige dinge kan doen, en wat hy wil doen. Ons moet net gereed wees vir dit wat hy wil doen. Jy moet fyner luister, in die beginsomme van hierdie jaar, moet ons fyner luister, vir dit wat hy wil doen. Afgesien nou van siekte en wat ook al waardeur ek moes gaan, ek wil net sê, ek moes ook deur sekere dinge gaan, as dogter van God. As kind van God moes ek deur sekere dinge gaan. Nie net dinge wat ek hier ervaar het in myself, hier as 'n kerk toe kom nie, dinge wat ons as kinders van die Here ervaar en ervaar het, is ook omdat ons nie luister wanneer God met ons praat nie. As die Here waarskuwings uitgee vir sy kinders, moet jy oplet. Hierdie jaar is 'n jaar van oplet en goed luister na wat die Here wil doen. So ek wil net die seën van die Here weer uitspreek oor julle en dankie sê vir elkeen wat vir my ingetree het. Ek waardeer dit geweldig baie en ek seën ons gemeente met 'n jaar waarin daar wonderbaarlike dinge in hierdie gemeente sal gebeur. Dankie pastoor. Come, Holy Spirit, Father, we need you. Come, gentle Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own gentle way. Oh, come, Holy Spirit.
in thy own gentle way. Kan ons die Heilige Gees 'n wonderlike handeklap gee? Die Gees van God, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Halleluja. Ons sê welkom aan die Heilige Gees. Ons sê welkom aan die derde persoon van die Godheid. Dankie dat U hier is met U mantel, Here. Dankie dat U hier is met die krag om die kerk van die Here te bekragtig vanmôre. Ek prys U wat U gaan doen vanmôre in hierdie plek, Heilige Gees. Ek dank U wat U gaan doen vanmôre in hierdie plek, o olie van God. O olie van God. Dankie wat U doen in hierdie oomblikke. Barati basukutenda. Shabatatarabasokarabahanda. Shibatorobosikatarabayanda ramakutenda. Babakaturose. Shibaturobobombdarakatataramasa. Ratukushekaturobobonga. Shamatararabasukoterebebemdarabamamakutendi. Bilababandaramasitireberebelelendarabaturobobondarabaso. Ons prys U, Here. Ons prys U. Ek wil hê U moet saam met my een versie lees. 2 Korintiërs 1 vers 21. Net een versie. Maar hy wat ons saam met julle bevestig in Christus en ons gesalf het, is God. Hy wie jou gesalf het, is God. Vat aan die ou langs jou en sê, jy is gesalf. Halleluja. Vader, dit is nie in my vermoë soos altyd om hierdie woord af te lewer nie. Maar soos ek hier staan, weet ek, is ek 'n stem, 'n instrument wat deur God, wat God deurwerk om sy woord af te lewer. Vader, ek is oop. Ek het gedoen wat ek kon, Heilige Gees, en die beste van my vermoë het ek voorberei terwyl U my gelei het. Maar hierdie woord kan net afgelewer word deur U self. Daarom is ek net 'n stem vir U. Salf my lippe in Jesus naam. Amen en amen. Vanmôre gaan ek amper aan met wat ek gepreek het die laaste 2-3 boodskappe wat ek gepreek het. En dan wil ek aangaan vanmôre met die woord wat die Here op my hart gelê het vir hierdie jaar. Nou verstaan mooi, as 'n Pinksterseun is ek altyd geïnteresseerd oor alles wat ek kan weet en leer omtrent die Heilige Gees. Ek het agtergekom, ons het baie gesing oor die Heilige Gees en die woorde van Jonkie Chou kom weer by my op, uitgeleef vir hierdie woorde. Let's go, Holy Spirit, let's go. En ek wil vandag vir u sê, baie mense is bang vir die Heilige Gees. Hulle is so bang, nou praat ek in tale en ek weet nie wat om te verwag nie, of nou want die Bybel sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou kom daar 'n krag oor my, en iets gebeur wat my laat ongemaklik voel. En nou leef sekere mense, en daar's tot pastore, wat sê hulle is Pinkster. En nou Here, hoekom sê ek dit nou? Wat bang is vir die Heilige Gees, want sê nou net die Heilige Gees jaag die grootste tiendebetaler uit die kerk uit. Wel, in hierdie kerk kan jy jou geldjies vat en gaan. Want hier maak ons ruimte vir die Heilige Gees. Hier is 'n Heilige Gees kerk. Hier is 'n Heilige Gees gedrewe kerk. En ek sê dit met baie respek en liefde. Maar hier is die ding, familie. Ek is mal oor die Heilige Gees. En so seker soos wat ek glo in God, jou hoof van God die Vader, glo ek aan Jesus Christus, die Seun van God.
En net soos ek in hulle glo, glo ek ook aan die Heilige Gees, wat deel vorm van die Godheid, wat deel is van die drie-eenheid. God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Een, maar tog drie. Hoe werk dit, Clemens? 1 + 1 + 1 is 3. Jou wiskunde is reg, maar jou teologie is verkeerd, want 1 × 1 × 1 is 1. Okay, sorry. En iets wat ek geleer het in my lewe is, sonder die Heilige Gees kan ek niks doen nie. Kan ek niks wees nie. Ek staan hier onder die salwing van die Heilige Gees en dis waaroor ek gaan praat vandag. Ek praat nie met jou uit Clemens man se wysheid nie, of se woorde nie, en my beperktheid nie, en my onvermoë soms om te kan praat. Ek praat met jou onder die krag van die Heilige Gees. En ek wil jou motiveer om in 2026 te beweeg onder die salwing van die Heilige Gees. Reg deur my lewe het ek gewandel onder die salwing van die Heilige Gees. Ek wandel nog steeds onder die salwing van die Heilige Gees. En aangesien, soos ons gesê het, 2026 die jaar van olie is dit die jaar olie word verteenwoordig, daar's 'n klomp goed. Maar dit verteenwoordig ook die teenwoordigheid van God. En wie anderste is in ons midde as die Heilige Gees? So dit verteenwoordig die Heilige Gees krag. En omdat ons gesê het dat 2026 is die jaar wat jy moet fokus op jou verhouding met die Heilige Gees, is dit die jaar, want hier's wat gaan gebeur met jou, die oomblik wanneer jy al hoe meer begin fokus op 'n intiemer verhouding met die Heilige Gees, word die salwing sterker op jou lewe. Hoor wat ek vir jou sê. Hoe sterker word die krag van die olie in jou lewe. Hoe meer jy fokus op hom, en om in 'n intieme verhouding te wees met die Heilige Gees, hoe meer gaan hy jou gebruik. Hoe meer sensitief is jy vir sy leiding, hoe meer gaan hy jou uit jou gemaksone uithaal en transformeer, en jy gaan goed aanpak wat jy in jou lewe nie gedink het jy kon aanpak nie. So, ons het baie gepraat oor wat is die salwing, en vanmôre wil ek 'n bietjie 'n ander perspektief bring, en vir u sê, dis 'n posisie wat jy beklee in Jesus Christus. Dis die vingerafdruk van God op jou lewe. Dis die salwing wat maak dat jy kan sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En die maklikste manier om salwing te verduidelik is, bly by my. Kan ek dit weer sê, en ons gaan dit ook nog baie sê, dis nie vir 'n lekker gevoel nie. Dis nie vir hoendervleis nie. Dis jou roeping in Jesus Christus. Jesus kom by Petrus en Andreas. Hulle is besig om hulle net reg te kry en die bootjie reg te kry vir visvang. En Jesus gee 'n instruksie en hy sê, volg my. En ek sal julle vissers van mense maak. Dit was 'n uitnodiging om alles agter te laat en Jesus volkome te volg. En nou sê ek nie, jy moet jou werk bedank in 2026 nie, maar Jesus roep manne en vroue in 2026 en hy sê, los dit wat so jou tyd vat en dit wat jou tyd opneem, kom bietjie agter my aan, volg my volkome, met die belofte, wanneer jy jou uitnooi, soos hy vir Petrus en vir Andreas gedoen het, gee hy 'n belofte, dat God hulle lewens sou gebruik om ander se lewens te verander. En dis wat jy moet besef vandag. God nooi jou om impak te maak in ander mense se lewe. En dis die salwing wat dit doen. Dis die salwing wat dit doen. Die salwing is wat wanneer God jou bekragtig. En dis nie om toertjies te doen en 'n show op te sit nie. Dis om die roeping van God in jou lewe uit te leef. Die roeping van God in jou lewe uit. Soos hy vir Petrus hulle geroep het, die dag toe die Here jou siel gered het, het hy jou geroep. Ek wil hê jy moet gou hierna kyk. Die volgende slide sê, die doping met die Heilige Gees gee jou posisie. Die invulling van die Heilige Gees gee jou kondisie. Die salwing van die Heilige Gees gee jou roeping. Die doping met die Heilige Gees gee jou posisie
Dit posisioneer, wat sê die Bybel? Hy sê ons sit in hemelse plekke in Christus Jesus. Jy word geposisioneer, hoor mooi. Die dooping met die Heilige Gees gee jou posisie waar jy geposisioneer word in die bonatuurlike krag van God. En dis hoekom mense bang is vir die Heilige Gees. Hulle weet nie wat dit behels, hy sê nou net iets vreeslik gebeur met jou. Nee, jy wil val in die bonatuurlike krag van God in. Die invalling van die Heilige Gees gee jou kondisie. Dis die kondisie wat sê, die ou mens bestaan nie meer nie. Wie ek was, bestaan nie meer nie. Maar ek is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Ek is nie meer die ou Clemens nie, maar ek is 'n nuwe Clemens. Dis jou kondisie. Maar die salwing, die Here kom deur die salwing, deur sy Gees, gee jou 'n visie. En dan salf vir jou met die visie wat hy jou gee, en hy roep jou om hy visie uit te leef. Clemens, ek weet nie waarvoor die Here my roep nie, raak stil en kry 'n visie. Laat toe dat die Heilige Gees jou lei om 'n visie te kry. En wanneer hy die visie gee hy die salwing saam met dit. Die krag om dit te doen. En jy's geroep. En daar's baie goed wat jy vir geroep kan wees, en dis nie waaroor ek wil praat nie. Dis iets wat jy by die Here self moet hoor in hierdie nuwe jaar. Wat is jou roeping? Kry 'n visie, laat die Here vir jou die visie gee. Maar Clemens, jy het nie so 'n afdeling hier by familiesentrum nie. Nou wat's fout met jou? Begin die ding. Baie mense, sorry julle vergewe my, maar weet jy wat baie mense sê? Clemens, gebruik my. Vir wat? Gebruik my net. Want ek het al mense gebruik, dan 2 weke later gaan hulle die kerk uit, want hulle sien nie meer kans om dit te doen nie. Want hoekom? Want dit is nie waarvoor hy geroep is nie. As God jou 'n visie gee, begin die ding en ek gaan jou ondersteun. Nou wil jy wag dat ek iets moet begin, dat jy kan deel word. Nee, wanneer gaan jy bietjie iets doen? Jy sê, want julle vra vir my, Clemens, wat kan ek doen? Nee, ek vra vir jou, wat gaan jy doen? Hoe gaan ek jou ondersteun om dit wat jy vir God wil doen, uit te leef in 2026? Ons is hier om jou te akkommodeer en te sê, hoe kan ons jou ondersteun om te doen wat jy moet doen vir die Here? En waarvoor is ons geroep? Ons is geroep vir wat vir God belangrik is. En wat is belangrik vir God? Mense. So wanneer ons praat oor die roeping, is u nog saam met my? Nie nou kwaad raak vir my nie. Dis te vroeg in die jaar om nou kwaad te raak vir my. Jy kan baie dinge aanpak in jou lewe, maar as jy nie die salwing daarvoor het nie, gaan jy jouself uitbrand en moeg maak. Pas op om iets aan te pak wat jy sien iemand anders te doen, en jy wil dit ook nou doen, want hy doen dit, of sy doen dit. Die verskil is, die persoon wat dit doen is gesalf daarvoor. Dus brand hy nie uit nie. Maar as jy, want doen die salwing dit bekragtig. Dit gee krag om dit te doen, en God stoot sy wysheid en energie en sy die hoe en die waar en die wanneer in daardie persoon in, en hy lei daardie persoon. Maar as jy iets wil aanpak wat jy nie voor gesalf is nie, wat jy nie voor geroep is nie, gaan jy jouself uitbrand. Baie mense wil preek, almal wil ons preek. Ouens het skeurings in kerke veroorsaak. Want omdat baie mense dink, ekskuus met baie liefde en respek gesê, baie mense dink, wanneer hy of sy 'n paar goeie woorde kan sê, jy kry ouens wat magtige sprekers is. Maar omdat jy 'n magtige spreker is, beteken nie jy's 'n prediker nie. Want God wil daai talent gebruik in die besigheidssektor, en hy wil jou magtig gebruik om finansiële voorspoed te hê met daardie talent wat jy het, en hy wil jou seën in die besigheidswêreld met geweldige finansies, sodat jy God se koninkryk kan beïnvloed met jou finansies.
Maar nou omdat jy wel kan spreek en goed kan praat, nou dink jy moet nou preek. Want ek het al in my lewe gesien oor die land waar ek beweeg het. En al die jare. Hoe kerke geskeur word en mense sit sonder herders en dan moet hulle weer 'n nuwe kerk gaan soek, want die man was 'n welsprekende man, hy kon preek soos nog nooit nie, maar iewers het hy moeg geraak, want daar was die salwing om hom te bekragtig om te doen wat hy moet doen nie. Nou brand hy uit en ons het mense sonder 'n herder. Jy moet bitter seker maak oor jou roeping. Jy moet seker wees oor jou roeping. Toe ek 17 jaar terug Kruiskyk televisie begin het. En ek is nie bang om dit te sê nie. En ek is nie besig om te roem nie, toets my hart, toets my gees. Was ons die baanbrekers vir Afrikaanse televisie, vir geestelike televisie. En ja, dit was maar in die begin chaos, die kwaliteit was nie wat dit moet wees nie, maar ons was daar om die evangelie te verkondig. En die ewe skielik, toe ons begin, toe kon almal begin. Ewe skielik, toe's almal die beste Afrikaans geestelike TV-kanaal beginners. En almal weet hoe om 'n TV-kanaal te hardloop. En die groot ding is, en ek gaan net dit weer sê, is jy nog saam met my? Die groot ding is die volgende. Wanneer God jou roep, en jy sê ja, dan salf hy jou. Hy salf jou nie voor die roeping en voordat jy ja sê nie. Hy roep jou en hy gee vir jou 'n instruksie, gaan jy kom of gaan jy bly? En die oomblik wanneer jy ja sê, dan salf hy jou om dit te doen. En die oomblik toe ek en my vrou ja sê vir Kruiskyk TV, toe salf die Here my. En baie het gekom en ek wil nie daaraan gaan nie, maar soveel mense het gekom en gesê, nou gaan ons ook 'n TV-kanaal begin, want as Kleinman se TV-kanaal kan begin, kan ons dit beter doen. En hulle het gekom en gegaan, dis 17 jaar, amper 18 jaar nou, en ons is nog steeds op die lig. Hoekom? Want die roeping, die salwing. En dus wil ek sê, wanneer ons in die besigheidswêreld inkyk, dan wil ek sê, 'n man, iemand by dieselfde besigheid doen as jy, kan 'n winkel reg langs jou kom oopmaak. Maar hoor die woord van die Here, dit sal jou geen skade doen nie, want jy dra die salwing vir daardie winkel. In die naam van die Here. Jy sal die volgende promosie kry, want die salwing om daardie verantwoordelikheid te doen, rus op jou. Daai maatskappy vir wie jy werk, moet die Here dankie sê vir jou, want die salwing op jou maak dat hulle geseënd is. Jy's geposisioneer, gekondisioneer, geroep vir 'n tyd soos die. So kom ek, het ek julle verloor, is julle nog saam met my? So die salwing van die Heilige Gees word gedefinieer. En ek wil dit so uitdruk om te sê, as 'n spesiale vermoë, maar ek wil die vermoë wil ek vervang met guns, en jy gaan nou sien hoekom, om die roeping wat God aan jou gegee het, op 'n manier uit te voer wat God verheerlik. Dit is 'n spesiale vermoë, want hier is die ding. En ek wil, soos ek sê, die woordjie vermoë vervang met die woordjie guns, want wat beteken guns? Guns beteken wat God vir jou kan doen, wat jy nie kan doen vir jouself nie. So met ander woorde, ons kan dan ook sê, dis wat God deur jou kan doen, wat jy nie kan doen nie. O my Here. En hier staan ek vandag, en ek is besig om goed te doen, wat ek weet ek kan nie doen nie. Maar ek weet, dis die Heilige Gees, wat deur my, dis God se guns op my lewe, dis die salwing op my lewe, wat nou met jou praat. Want dit is nie Clemens se vermoë nie. So 'n korter weergawe is dit, die salwing van die Heilige Gees, is 'n spesiale aanraking deur God se hand, vir 'n spesiale taak, vir dit wat jy voorgeroep is, vir dit wat hy jou voorgeroep het. Maar ek sê weer, jy moet eers ja sê.
Jy moet eers ja sê. My vrou is my getuie. Ek wou nie ek gemeente begin het nie. Ek wou nie 10 jaar terug 'n gemeente begin het nie. Ek het vir my vrou gesê nooit sal ek 'n gemeente hê nie. Van nommer 1, ek het gesien waardeur my pa en my ma is in die bediening. Kom ek vertel vir jou, ek kan vir jou hulle gaan haal, pastorieseuns wat vandag in die wêreld is, want hulle het seer gekry in die kerk en gesien waardeur gaan pa en ma en sê as dit Christene is wat dit in my pa en my ma doen, sal ek nooit die Here dien nie. Ek kan hulle vir jou gaan haal. Ek het bedien oor die land, mense, pastore gesien, baie male moes ek gaan oorslaap by die pastoor op die Saterdag aand, want dit was ver gewees, en dat ek die Sondagoggend kan bedien by hom, en dan praat daai pastoor met sy hart met my uit, dan hoor ek, pastore is stikkend. Hulle word verniel. En ek het vir myself gesê, my vrou is my getuie, ek sal nooit in my lewe 'n gemeente hê nie. En toe kom die Here voorwaar. En hy sê, Clemens, begin 'n gemeente. En hier skop ek sê, nee Here. En die volgende oomblik, toe ek sê ja, toe salf hy. Toe sê ek, okay Here, ek begin die kerk, maar ek gaan nie preekie. Is van julle wat hier sit wat dit kan bevestig. Ek het baie respek vir pastoor Dan Oosthuizen. Hy het saam met ons begin in Main Road 10 jaar terug. En ek het hom baie gebruik en 'n klomp ander kruiskyk bedienaars gebruik, kruiskyk TV bedienaars gebruik om te bedien, want ek het gesê Here, ek gaan nie preekie. Toe roep pastoor en die Here begin met my praat en ek, maar ek sal 'n koue koors uit. Ek sê Here, nee. Hy sê, ek roep jou. Jy moet die woord bedien. Ek sê, Here, dit kan nie wees nie. En pastoor Dan Oosthuizen roep my na sy huis toe. En hy het olie daar. Hy sê, vandag salf ek jou as 'n bedienaar van God se woord. En die Here salf my en ek is soos, Here, maar dis nie my vermoë nie. Ek het nie al die talente nie. Dit is ouens wat ver beter kan doen as ek. Maar hier is die ding, familie. God soek nie jou vermoëns nie. Hy soek 'n ja. En as jy ja kan sê, salf vir jou vir dit wat hy jou vergeroep het. En hier is die ding wat ek vinnig vir u wil sê. En ek het alweer 'n stuk styk vir u, want ek is nog steeds by my inleiding. In die Ou Testament is die priesters gesalf. Sekere voorwerpe was gesalf. Plekke was gesalf. Konings was gesalf. En hoor mooi. Wanneer ons grond gaan koop hierdie jaar, dis 'n profetiese woord, gaan ons wanneer daai grond registreer, na diens grond toe gaan, en ons gaan daai grond salf, en aan die Here toewy, en wanneer ons die fondasies gaan grou, gaan jy 'n Bybelvers skryf op 'n stuk papier, en ons gaan dit in daai fondasies lê, en ons gaan daai fondasies aan die Here toewy. Wanneer daai gebou gaan staan, gaan ons daai gebou aan die Here toewy. En ons gaan hom salf. Die doel van die salwing, hoor mooi, die doel van die salwing was om die roeping en taak van daardie grond, daardie persoon, daardie koning, daardie priester te bevestig. So wanneer iets gesalf word, het dit bevestig. Dit beteken, God is in hierdie saak, dit dra die goedkeuring van God weg, en ons het God se toestemming om te doen wat ons moet doen. Maar nou, kom ons swaai, wat gebeur in die Nuwe Testament? In die Nuwe Testament het God Jesus opgerig. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword. En hy rig vir Jesus op. Wat maak, bly by my, dat ons almal priesters en konings is in Christus Jesus. Jy sê, Clemens, maar ek voel dalk nie soos 'n priester nie. Ek voel nie soos 'n koning nie. Ek voel nie soos 'n kind van die Here nie. Luister, ek gaan dit weer sê. Ons het nie 'n gevoel evangelie nie. Ons het 'n weet evangelie. En ons glo die woorde. Halleluja, ons werk nie op gevoel nie. Maar hierdie woord sê jy's 'n koning, jy's 'n priester, jy's gesalf deur die Here. Halleluja.
En is tyd vir jou om nie te voel nie, maar om te weet, jy is die gesalfde van die Here. Jy is 'n priester. Jy is 'n koning. Hier is 'n skrif iewers oor hierdie tyd. Ek het soveel keer gepreek, ek kan nie onthou wanneer nie. Maar Jeremia 29 vers 14, wat sê Jeremia 29 vers 14? Hy sê, en ek sal my deur julle laat vind. Deur julle. Hy het nie gesê, ek sal my deur die profeet laat vind nie. Barabatu sekayenda. Hy het nie gesê, ek sal my deur die pastoor laat vind nie. Of deur die sonnaskoolonderwyser. Of deur die jeugleier nie. Ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here en julle lot verander. Ek gee nie om wie jy is nie, waar kom jy vandaan, hoe lyk jou geskiedenis, waar jy was en wat se sonde jy aangevang het in jou lewe nie, maar ek is hier vandag om vir jou te sê, die dag toe jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, is jy gesalf om sy stem te wees, om sy stem te dra, om te staan en te sê, so spreek die Here. U maak my hoof vet met olie. Jy sien die oomblik wanneer die Here jou herder is, en as jy Jesus jou herder gemaak het, is jou hoof gesalf met olie. Dit gaan nie oor hoe jy voel nie. En daar's 'n roeping en 'n taak wat hy jou mee gesalf het. Wat jou bekwaam maak om die plan en die doel en die koninkryk van God te volbring en uit te leef. En julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat maak dat julle my getuies sal wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, tot in die uiterste van die aarde. Dis verseker nie krag vir selfverheffing nie, maar dis 'n krag vir die doel van God. Hoor u dit? Die Heilige Gees krag gee nie vir jou krag vir selfverheffing nie. Dis om die doel van God uit te leef. Die doel is om 'n getuie te wees, om die evangelie met waarheid en liefde te deel, om te skyn in 'n donker wêreld, om 'n welriekende geur te wees, om lig te wees, om sout te wees, om heilig te lewe. Dis getuieniskrag en nie vermaakkrag nie. Dis krag om mense om jou te beïnvloed, al is jy geroep deur die Here om te werk waar jy werk, om die besigheid te hê wat jy het. Jy werk met mense. Iewerste in jou besigheid werk jy met mense. En jy moet 'n getuienis wees. Deur die salwing en die roeping. God roep jou om 'n getuienis te wees tussen die mense waar God jou geplaas het. Om lig te wees, om te beïnvloed. En die krag van God bring genesing, bevryding, barmhartigheid. En die geestelike gawes funksioneer deur jou, deur die krag van die Heilige Gees. Hy het jou gesalf. Hy het 'n seël van eienaarskap op jou. Hy het sy Gees in jou hart geplaas as 'n deposito en 'n waarborg vir dit wat gaan kom, sodat jy voorberei kan wees. Net die Engels gou vinnig. Is jy nog saam met my? 2 Korintiërs 1 vers 21. In die Engels wat ons gelees het, maar in die Engels sê, now it is God himself who has anointed us. Ek sê, it is God himself who has anointed us, and he is constantly strengthening both you and us in union with Christ. Dis God wat jou gesalf het in Christus Jesus. En ek sê weer, Paulus kom in die Korinte kerk en hy skryf nie aan die pastore van die Korinte kerk nie. Hy skryf nie aan die sonnaskoolonderwyser van die Korinte kerk of die jeugleier van die Korinte kerk nie, maar hy praat met elke persoon in die Korinte kerk. En hy sê, jy is deur God gesalf. En ek is hier vandag om vir Familiesentrum te sê, of jy nou jeugleier is of nie, en of jy sonnaskoolonderwyser is of nie, of pastoor is of nie, elke een van julle is gesalf deur die Heilige Gees, deur God homself. Jy is deur God gesalf. Toe God jou gered het hy jou nie gered om met handjies gevou te sit nie. Om te kom sit en kritiek te lewer oor wat sou jy eintlik gedoen het. Maar dis wat ons doen. Hy het jou gered, afgesonder, gesalf vir 'n spesifieke taak. Maar Clemens, jy weet nie hoe vloek hulle daar by my werk nie.
Jy weet nie die goed wat daar aangaan nie. Ek is moeg, ek staan alleen. Jy moet daar wees, want jy's die lig, jy's die sout. God soek jou daar, uit jou gesalf om juist daar jou lig te laat skyn. En ja, jy gaan moeg raak, maar wanneer jy inkom in die allerheiligste, soos vanmôre, dan sê ek gee jou krag. Ek sal jou salf weer om lig te wees. Ek salf jou vir 'n nuwe week. Ek salf jou om jou lig te laat skyn tussen die oreerdes, tussen die vloekers, tussen die sypers. Lig by lig is maar net nog lig. Ek sê mos, ek moet versigtig wees hoe ek dit sê. Maar ek het die maklikste werk seker wat daar is. Want ek beweeg elke liewe dag tussen net Christene. Partykeer wens ek ook ek kan 'n bietjie my lig laat skyn net iewerste. Kan ook 'n bietjie smaak bring net iewerste. Want die Here weet ek werk net tussen kinders van die Here. Almal skyn lig en ek skyn ook maar net saam. Maar jy hou op lui wees man. Jy moet tussen die vloekers wees. Jy moet tussen die oreerders wees. Jy moet beweeg tussen daai baas wat so vloek en skree en skel. Jy moet lig wees. Moet net nie jouself vereenselwig met hom nie. Moet net nie saam praat nie. Maar weet jy's afgesonder vir 'n tyd soos hierdie. Jy's juist daar want God het jou nodig. Dis 'n roeping. En as jy moeg raak, gaan huis toe sonder jou af voor die Here. Hou op, rooi rok, bokkie, sokkie, gaan luister. En luister, alreeds 'n halleluja. Kry weer krag onder die salwing van die Heilige Gees. So baie mense is gesalf om 'n besigheidsman te wees. Moet tog nie probeer 'n kerk begin as jy gesalf is om 'n besigheidsman te wees nie. Jy gaan moeg raak. En anderste om. Die Here weet as ek moet, kom ons los dit. God salf manne en vroue om prokureurs te wees, dokters te wees, verpleegsters te wees, ambagsmanne. En ek wil vandag sê dokters en prokureurs, verpleegsters, ambagsmanne. Wat se beroep jy ook al in is. Jy's nie sommer net enige dokter nie, jy's 'n gesalfde dokter. Jy's nie sommer enige prokureur nie, jy's 'n gesalfde prokureur. Jy liegie. Jy praat net die waarheid. Jy kom nie met 'n wit lintjie nie, nee, dis die waarheid, dis die waarheid. Here vergewe ons tog. Ander is weer gesalf om te preek, ander is gesalf om te sing. En dan kry jy die pragtige bediening van mense wat net luister. Hulle het nie al die antwoorde nie, maar hulle kan goed luister. En jou hart hoor. Want jy sien, kennis praat, wysheid luister. 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Johannes skrywe en sê, dat elke liewe gelowige het die potensiaal om die salwing te dra. Het die salwing op hulle lewe. En dat dit deur die salwing van die Heilige Gees is wat God goddelike onderwysers sal oprig om deur die salwing jou te leer. En hier is die ding familie en die uitdagende tye wat ons in lewe is dit eintlik so wonderlik, want dis uitdagend, maar dit is ook wonderlik, want lankal, en ek het dit al gesê, gaan my net 'n oomblik om dit weer te sê, lankal gaan dit nie meer oor het jy 'n titel om God se woord te bedien nie. Jy mag nie praat as jy nie 'n titel het nie. Jy kan op jou foon 'n evangelis wees sonder 'n titel. Met video's wat jy maak. Ietsie wat jy uittik. Maar dit bring ook baie rooi ligte. Want nie almal met 'n Bybel in die hand praat altyd die waarheid nie. En dus moet
En ek wil gou met jou daaroor praat, want ek praat nou uit my hart uit vanmôre. Is julle okay? Hier's van julle wat so maak. Jy moet so maak hier. Maak so en kry jou wakker. Vang julle van vis so. Nee! Kyk vir my. Ek weet dit is warm. Luister. Ek wil gou vir jou sê hoe werk die Heilige Gees met my. En ek probeer dit op die beste manier moontlik vir jou verduidelik. Wanneer jy 'n gitaarsnaar speel, 'n basgitaar of 'n gitaarsnaar speel, word die klank gemaak deur vibrasie. Die snaar vibreer en hy maak die klank met vibrasie. En hier is die ding. Wanneer die Heilige Gees met Clemens praat, nou praat ek net uit my eie ondervinding uit. Ek praat nie nou met wat ek hoor by mense en ek praat nou met jou wat ek weet, hoe die Heilige Gees met my werk. Daar's een van twee goed wat gebeur. Dit is dieselfde frekwensie, eina. Dit het dieselfde effek in my liggaam. Wanneer iets na my kant toe kom wat ek luister of sien en dit bots met my, dan veroorsaak dit 'n vibrasie in my binnekant en jy gaan nou kan assosieer met dit want jy weet waarvan ek praat. Wat vibreer aan jou binnekant en jy sê nee, dit werk nie. Hier is nie waar nie. Dan kry jy dieselfde vibrasie, dieselfde energie, frekwensie, wat vibreer aan jou binnekant wanneer jy iets ontvang en jou gees skree, dis vir my. Weet wat maak my moeg wanneer ek voorberei? Is dit net altyd die dink en die skryf en praat en met die Here praat en uitredeneer en navorsing wat ek doen nie. Maar wat my uitput baie maal is die vibrasie. Wat hoor mooi, ek kan nie hier kom preek as iets nie dit doen nie. En nie die verkeerde energie en die verkeerde vibrasie frekwensie nie. Die regte ene, waar ek weet, dis God. Ek preek nie 'n preek hier as ek nie. En daar's 'n woord vir dit. Kan ek gou vir jou sê wat is daai woord? Die vibrasie van die frekwensie wat ek voel in my binnekant. Resoneer. En soos jy na Clemens baie maal luister, voel jy 'n resonansie, jy voel 'n vibrasie, jy voel 'n frekwensie en jy weet dis God wat met my praat. Come on. En jy het nodig om baie meer sensitief te wees vir daardie vibrasie, resonansie in 2026. En pas op vir die resonansie wat jy voel. Hier is nie van God nie, want wat is dit? Dis die Gees in jou wat jou waarsku, pas op. Maar dan is daar iets wat God vir jou gee, of jy hoor dit op TV, sosiale media, iets wat jy lees, en dit resoneer, en die Heilige Gees sê vir jou, ek bevestig dit, gryp dit. Dis hoe God praat. Dis hy wat in ons woon. Alles wat van God af is, sal resoneer in jou gees. Ek leer jou vanmôre, hoe praat God? Pas op vir resonansies wat hardloop. Daar's baie goed. Pas op vir die History Channel. Ek is baie lief vir History Channel, want dit is al in die vloekie. En National Geographic. Maar History het hierdie mooi goedjies, Jesus, the crown of Jesus, en the bla bla bla. Ek het al daai goed gekyk, dan bots my gees oor wat hulle sê, dan sit ek af. Dan voel ek 'n resonansie, en ek voel, nee, daai is nie reg nie. Dan sit ek, moenie alles glo wat History Channel vir jou sê nie, hoor jy? Wanneer kom my geestelike goed? Kyk maar geskiedenis, ek laf die Tweede Wêreldoorlog goeters. Nou ja, is jy saam met my? En die een in jou, wat resoneer hier binne, die frekwensie wat vibreer, is die salwing op jou lewe. En gebruik dit
As God jou roep, baie maal roep God my, soos nou met die grond wat ons moet koop en goed wat ons nou moet doen en ek is soos die hele tyd, Here praat met my met hierdie frekwensie. Wanneer ek op grond stap en ek voel dit, dan weet ek, okay, dis God. Maar ek moet pas op, is dit nie die waarskuwing nie, of is dit God wat dit bevestig? As jy instap by jou werk, as jy 'n projek moet aanpak, soek daai frekwensie en sê, Here praat met my. En wanneer dit resoneer in jou gees, so uitdagend soos vanmôre te wees, want dit gaan jou dalk challenge, dit gaan vir jou uitdaag. Ja, ek voel of ek amper net 'n preek moet preek oor dit, maar ek is by my inleiding. Dat ek net water drink. Julle is so moeg, julle lyk baie moeg. Kom ek probeer so gou as moontlik wees, laat ek klaar maak met hierdie. Jy sien, om te doen wat die Here wil hê jy moet doen, sal ons dit net kan doen en bereik deur te wandel in die krag en die salwing van die Heilige Gees, deur toegewyde, toegegewe, oorgegewe lewe. Hoor mooi, dis die jaar van olie. Die 28ste Januarie, skryf neer. 28 Januarie is 'n Woensdag. Tot die volgende Woensdag, dis 8 dae, gaan ons 'n konferensie hou, oorgegee. Dankie vir daai vyf wat gaan kom. En ons gaan vir 8 dae vas. En die Here het vir my, hy het bevestig deur iets wat ek gelees het, en die Here sê vir daai 8 dae gaan jy sosiale platform ook vas. Want jy is so verswelg met jou ou voetjie. God kry nêrens 'n beurt om met jou te praat nie. En baie maal kies die Here jou om iets te doen wat jy nie vir jouself sou gekies het nie. En ek wil nou nie weer daar gaan nie. Ek sou myself nie hier gekies het om hier te staan nie. Ek sou maar eerder net daar so saam met Ref, net daar wou wees. Dis my gemaksone. Gee my klavier, ek sal net selfs 'n harmonie sing saam met iemand. Ek hoef nie te lei nie. Maar daar is my gemaksone. Ek geniet dit. Maar om hier te staan, ek sou nie myself gekies het vir dit nie. Maar dit gaan nooit oor wat ek wil nie. Dit gaan nooit oor wat jy wil nie. En die dag as God jou roep, en soos Petrus van Andreas sê, kom volg my. Gaan dit jou uit jou gemaksone uithaal. Maar visvang is dan wat ek geniet. Visvang is wat ek ken. Niemand kan my niks leer oor visvang nie. Die Here sê, volg my. En God gaan jou uit jou gemaksone uithaal in 2026. Daar's baie mense wat worstel met die Here oor hulle salwing. Wat worstel met die Here oor hulle roeping en taak. Maar as jy gehoorsaam kan wees en agslaan op die salwing en die roeping, kan God bonatuurlik ingryp en jou gebruik. En weet jy hoekom doen hy dit? Hoekom roep hy jou vir iets wat jy nie kan doen nie? Want dan kan jy nie roem nie. Dan moet jy sê, dis die Here. En ek staan hier en ek sal nooit in my lewe roem oor enigiets van die bediening nie. Want dit is nie ek nie. Nou wonder ek, julle almal kyk na hierdie storie en sê, Clemens, nou wat gaan hier aan? Jy preek oor allerlei goed, maar wat gaan hier aan? Ok, kom daar, dis my preek, nou begin ek te preek. My inleiding is klaar. Ek speel sommer, dit gaan 'n kort boodskapie wees nou. Luister, 1 Konings 19 vers 19. Ek gaan afsluit met hierdie, ons is regtig ver oor die helfte. 1 Konings 19 vers 19, hy het toe daarvandaan weggegaan, dis Elia. En Elisa, die seun van Safat, aangetref terwyl hy aan ploeg was met 12 paar osse voor hom. En hy self by die 12de paar was en Elia het by hom verbygegaan en in sy ploeg, en hy is besig om te ploeg. En sy verbygaan die mantel op hom gewerk terwyl hy besig is om te ploeg. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek tog my vader en moeder soen, daarna sal ek u volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed, die ploeg, het hy die
die vleis mee gekook van die osse. En hy het dit aan die mense gegee en hulle het geëet. En daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Hier is 'n Ou Testamentiese simboliek vir 'n Nuwe Testamentiese kerk. Elisa is besig met sy alledaagse verpligting. Besig om te ploeg. Bly by my, konsentreer net nog 'n bietjie, ek is amper klaar. En die volgende oomblik word hy geroep om vir God te werk. Elia kom verby met sy mantel, sy profetiese mantel. Terwyl Elisa besig is om te ploeg en hy gooi terwyl hy besig is om te ploeg, gooi hy die mantel oor sy skouer, oor Elisa se skouer. En wat verteenwoordig die mantel? Die mantel verteenwoordig die salwing. En hoor mooi, dis die man in die mantel wat gesalf is. Dis die man en vrou in Christus Jesus wat gesalf is. Met ander woorde, jy is die gesalfde van die Here, want die mantel van Jesus Christus bedek jou en maak jou toe, wat maak dat jy in hom is. Wat beteken Jesus Christus? Wat beteken Christus? Die gesalfde een. Wat sê die Bybel? Ons is mede-erfgename van Jesus Christus. Wat het jy geërf? Die salwing. Jy is gesalf. Want Jesus is gesalf. En omdat hy in jou is jy gesalf. En dis die salwing wat die roeping van God se plan aktiveer in jou lewe. In hierdie verhaal leer my iets baie belangrik. En bly gou by my terwyl ek klaar maak. En dis om bande te sny met die wêreld. Wat sê die Bybel? Ons het baie daaroor gepraat en ek gaan dit weer net vinnig sê. Moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Moenie die denkpatroon van hierdie wêreld hê nie. Wees heilig want ek is heilig. Jou lewe moet 'n welgevallige offer wees aan God. Afgesonder. En Elisa gaan, hoor mooi. Hy sny sy ploeg op vir braaihout. En hy slag sy osse. En hy hou 'n braai. Nou hoor jy, dit kon nie 'n maklike taak gewees het nie, want omdat daai osse het hy 'n verpad mee gekom. Ek is doodseker daai osse het name gehad. Op Bertie en Billy, ek weet nie. Op Bertie en Billy. En Elisa sê, ek is nou klaar. Wat het hom klaar gemaak? Hy het gesê, ek gaan nooit weer terugkeer nie, want hierdie ploeg gaan ek gebruik vir braaihout. En vir Billy en vir daai enetjie. Gaan ek slag om nooit weer terug te keer na hierdie lewe nie, want ek gaan alles gee vir die Here. Jy aktiveer die salwing op jou lewe deur te sny met die metodes van die wêreld. Hoor jy wat ek sê? Die dag by jou wedergeboorte het die Heilige Gees jou geplaas in Jesus Christus. Nou is dit nie meer jy wat leef nie, maar Christus wat in jou leef. En omdat Jesus in jou leef, die gesalfde een in jou leef, nou is jy gesalf. En as gevolg van die mantel, as gevolg van die salwing, doen jy nie meer wat jy gedoen het nie. Jy ploeg nie meer soos jy geploeg het nie. Jy stuur nie meer die osse soos jy dit gestuur het nie. Jou gewoontes verander, jou maniere verander, jou taal verander. Want soos Elisa, die mantel maak dat jy sny met die wêreld.
En die oomblik, dis hoekom my boetie, my sussie, die oomblik toe jy ja sê vir die Here, toe kom hy, toe plaas hy die mantel op jou. Net daar waar jy is. Maar die mantel het gemaak, dat Elisa moes om 'n klomp veranderinge aanbring in sy lewe. Jy kan nie aanhou met wat jy doen, as jy die mantel het nie. My vrou het 'n mooi ding op haar status gesê, en sit nou, ek seker amper klaar vergeet, liefie, maar dit sê iets soos, jy kan nie sê dis vir jou 'n nuwe jaar, as jy nog doen wat jy laas jaar gedoen het nie. Dis nou my eie woorde. Jy kan nie in verwagting leef vir 2026, maar jy het nog niks verander nie. Jy moet jou ploeg opsny. Jy moet vir Billy en vir Betsy moet jy slag. Verander jou gewoontes. Verander jou manier van dinge doen. Verander jou praat. Kry 'n nuwe gewoonte. Die mantel maak dat jy sny met die wêreld. En nou leef jy heilig. Want die mantel is heilig. Jesus is heilig. Jy is gesalf. Beskerm jou olie. Beskerm jou salwing. Ek het gesê by die oujaarsnagdiens, ek is amper klaar. Orkes kom net op dat hierdie mense my glo. As jy 'n duur olie meng met goedkoop olie, verloor hy sy waarde. Jou mantel is duur gekoop deur die kosbare bloed van Jesus. Jou olie het gekom met 'n hoë prys. Beskerm dit. Beskerm jou salwing. Jy het die mantel van God op jou. Sny alle bande met die wêreld. Beskerm jou mantel. Kyk gou na hierdie laaste vers, Johannes 15 vers 5, dis kragtig hierdie. Johannes 15 vers 5 sê, dis 'n instruksie, bly in my, soos ek in julle, sê die Here. Die uitdaging was nog nooit Christus in jou nie. Want hy sê, ek sal jou nie begewe. Ek sal jou nie verlaat nie. Ek is met jou tot aan die volëindiging van hierdie wêreld. Die uitdaging, bly, is jy nog saam met my? Fokus. Ek is klaar. Hier staan hulle. Die uitdaging was nooit Christus in ons nie. Die uitdaging is ons moet in hom bly. Met ander woorde, jy het nodig om jou mantel te beskerm. Om jou olie te beskerm. Want hoor mooi, die mantel sê, het ek julle almal se aandag, die mantel sê, ek gaan nêrens heen nie. Maar jy kan die mantel afgooi. En dan is dit niemand se skuld behalwe jy, as jy jou mantel afgooi. God plaas die mantel op jou, maar jy het 'n verantwoordelikheid om onder die mantel te bly. Kan ek gou klaarmaak met hierdie? Jy weet wanneer 'n dwelmverslaafde verslaaf is aan dwelms, sal hy enige iets doen om geld in die hande te kry, om vir hom dwelms te koop. Hy sal tot sy eie pa en sy ma beroof en goed gaan verkoop om dwelms in die hande te kry. Om verslaaf te wees aan iets beteken jy's vasgevang op dit. En die woord wat die Here vir my gee vir 2026 is, ons moet oppas om verslaaf te wees aan TikTok, Instagram, sosiale media. Dis weer tyd om verslaaf te raak aan Jesus. Dis tyd om verslaaf te raak aan jou salwing. Dis tyd om verslaaf te raak aan jou mantel. Dis tyd om verslaaf te raak aan die olie.
En wanneer jy verslaaf is aan iets, is niks meer belangriker as daardie ding wat jy aan verslaaf is nie. Want jy is vasgevang in dit. Ek is vasgevang op Jesus. Ek is verslaaf op die salwing. En niks is vir my meer belangriker nie. Daarom is dit nie vir my 'n probleem om met die wêreld te sny nie. Om goed te sny wat my olie kan beïnvloed en vlekke los op my mantel. Ek beskerm my olie. Ek is verslaaf aan Jesus. Staan op die voete, sê gou hierdie verklaring saam met my, hardop agter my aan. Almal saam met my, die salwing van die Heilige Gees is nie 'n gevoel, 'n titel of 'n geestelike vertoning nie, maar 'n goddelike posisie en roeping wat ek in Christus Jesus ontvang het. God self het my gesalf, my in Christus geplaas en sy Gees as 'n seël en waarborg in my hart gegee. Hierdie salwing is die vingerafdruk van God op my lewe. Dit bevestig dat ek nie meer vir myself leef nie, maar dat Christus in my leef. Deur die salwing word laste verwyder, juke vernietig en word ek bekwaam gemaak om die spesifieke taak en roeping wat God aan my toevertrou het, uit te leef tot sy eer. Die salwing rus nie net op predikers of leiers nie, maar ook op my as wedergebore kind van God. Dit gee nie net krag nie, maar ook onderskeiding, rigting en volharding om in 'n wêreld vol verwarring die waarheid te ken en daarin te wandel. Laaste enetjie. Daarom is dit my verantwoordelikheid om sy olie, mantel en salwing te beskerm, deur in Christus te bly en te sny met die wêreldse invloede wat die werk van die Heilige Gees kan besoedel. Wanneer ek in gehoorsaamheid en oorgawe wandel, aktiveer die salwing God se plan en roeping in my lewe, sodat hy alleen verheerlik kan word deur wat hy deur my doen. Amen en amen, amen. Halleluja. Vader, Rabba Shiba Tadaba Rababona. Ons is gesalf deur Jesus Christus. Daar's 'n mantel op elke een in hierdie plek. En ons het 'n verantwoordelikheid om daai as gevolg van die mantel te sny met die wêreld. En ek eer U, Here, wat U deur hierdie mense gaan doen. Daar gaan verandering kom by daai werk. Daar gaan veranderinge kom in daardie besigheid met kollegas. Nuwe kliënte hierdie jaar wat gaan inkom met wie jy te doen gaan hê, gaan die mantel sien op jou lewe. Die heiligheid van God gaan straal uit jou uit. Jou olie gaan blink. En die mense gaan die heerlikheid van God sien op jou lewe. Ek prys U. Ref, sing vir ons daai lied asseblief, Boeta. Laat die salwe val op my. Laat die salwe val op my. Heer, ek is honger, ek is dors. Laat die salwe val op my. Ja, laat die salwe val op my. Laat die salwe val op my. Oh, Heer, ek is honger, ek is dors. Laat die salwe val op my. Halleluja! Dankie Heilige Gees. Dankie Here. Val op hierdie mense, Here. Val op hulle, Here. Gebruik ons, Here.
Halleluja. Prys die Here. Elke oog gesluit, elke oog gesluit. Halleluja. Terwyl ek gepraat het, terwyl elke oog gesluit is, het God jou 'n visie gegee van iets wat jy moet doen. Hierdie visie kom dalk al die hele rukkie saam met jou. En as dit jy is, dan wil ek hê jy moet jou hand vinnig opsteek. Hier's mense wat se hande opgaan. Hier's mense se hande wat opgaan. Die Here het vir jou 'n visie gegee en jy weet dis iets wat jy moet gaan doen. Nou, julle wat die hande opgesteek het, staan gou voor saam met my. Kom gou uit, staan gou, ek gaan jou salf. Want die Here roep jou en hy sê, kom, volg my. En ek glo, die feit dat jy uitkom, beteken die volgende. Jy het ja gesê. En omdat jy ja gesê het, sê die Here, salf ek jou nou. Halleluja. En dit gaan nie iets wees wat jy doen omdat iemand anders dit doen nie. Jy weet God het jou geroep vir hierdie ding. Dinge gaan verander, moeder. Halleluja. Is dit julle wat van Kongo afkom? Ghana. Halleluja. Moet julle nou terug gaan Ghana toe? Julle volg ons dienste? Kabara sukotata bayendi. O, Here. Sibatere beben. Ek is so bewus van God. Halleluja. Ribandelele. O, Here. U rig Elisas op. En Here, hier's 'n mantel op hierdie mense wat hier voor staan. En vandag stap hulle uit. En hulle sê, dinge verander vandag. Want God plaas 'n mandaat op my. God plaas 'n mandaat op my. Vir hierdie visie. En die feit dat jy die visie gekry het, sê die Here vandag vir jou, dis ek wat daai visie in jou hart geplaas het. En as jy kan uitstap op die water, en in die bonatuurlike instap, en my vertrou, sê die Here, sal ek die finansies wat nodig is om hierdie visie te volbring voorsien. Ek sal jou finansierder wees. Ek sal jou die finansies voorsien. Ek roep bonatuurlike finansies. Ek roep nou finansies in die naam van die Here. En hoor die woord van die Here. If God can't get the finances through you, He can't get it to you. Finansies is nooit om jouself te verryk nie, dis dat jy ook die koninkryk van God moet beïnvloed. En ek vra nie nou vir geld nie. Jy gaan hoor by die Here wat jy moet doen met jou geld. En die Here gaan bonatuurlike dinge doen. Ek gaan iets doen as 'n manifestasie, voel ek nou, ek sien iets in my gees. Ek gaan verby jou kom. Ek gaan my baadjie uittrek. En ek gaan jou net so vinnig oor jou skouers gooi en afval. As 'n teken, die mantel van God is op jou. Die mantel van God is op jou. En wat in die banke is, ek hoop jy's haastig nie, ek hoop jy bly bidend, jy gaan nie net hier uitstap nie, is dit reg? Jy bly bidend, jy soek die aangesig van die Here. Is jy gereed saam met my familie? Klem as julle ou lang kerk. Hey, die oomblik as die olie gaan tap, gaan ons nog langer hou. Nog langer kerk hou. Halleluja. Raf, jy sing soos die Here op jou hart. Jy kan sit, bly bidend, jy kan kniel. Jy kan bid hier voor, jy kan doen net wat die Here nou op jou hart lê. Maar ek gaan hierdie mense vinnig. Halleluja. Wat ek wil hê, Wayne, ek gaan die baadjies omsit en jy salf. Alright, jy self, en haal ons af, en dan gaan ons na die volgende persoon toe, ons gaan nie baie tyd opvat nie, halleluja.